Goeienaand, baie welkom by die nuutste episode van die Hart tot Hart Potgooi. Ek is Letitia, soos altyd. Dis vir my verskriklik lekker om vir julle terug te verwelkom. Ek weet van julle kuier gereeld saam en is altyd lekker om julle te hê. Vir julle wat vanaand live die eerste keer saam kyk, baie welkom aan julle spesifiek, maar ook vir julle wat na die tyd gaan inloer en kom saam kyk, welkom aan julle ook. Vanaand het ons die voorreg om vir Riekert Botha hier te verwelkom by die platform. En is vir ons so lekker om te hê. Riekert, baie welkom. Dankie Letitia, se voorreg om met jou te kuier, hoor. Ja, dit is, julle, ek sien baie uit van julle weet dalk al, ken 'n bietjie van Riekert se geskiedenis hier in Suid-Afrika, sy stem, ook net waar Jesus hom gebruik, maar dis vir my lekker om vanaand hier te kan sit en te kan sê, Riekert, vanaand gaan ons gesels oor jou reis saam met Jesus. Ek het so in my hart gevoel, jy's regtig iemand wat daai term goed verstaan en wat soveel stories het en soveel skatte, maar ja, ek dink kom ons spring in. Kom ons begin met die begin. Riekert, waar het jou pad saam met Jesus, jou reis saam met Jesus begin? Hoe lyk daai storie? Vat vir ons terug, vertel vir ons luister graag. Nou, Letitia, dis 'n gevaarlike vraag want ek het al ver gaan haal, nee. Hy was 'n storie het 'n baie lang aanloop hê, nee. Maar kom ek sê net gou vir jou so. Ek is 'n aangenome kind. Kom ek begin daar. Wat beteken, my biologiese ma was nog 'n student toe sy met my swanger is. So hulle het my toe opgegee vir aanneming en die mense wat my toe aangeneem het, met ander woorde my pa en ma, daar het groot dinge gebeur by hulle, maar die aanloop van die storie begin eintlik daar, want nee, jy sal nou sien hoe kom het in verband. My ma, nie my biologiese ma nie, my ma wat my groot gemaak, kon nie kinders hê nie, en hulle was nie by Jesus nie, my pa en ma was nie by Jesus nie, hulle was oulike mense, jy weet, baie oulike, goeie gawe, goed opgevoede mense, maar hulle is nie by Jesus nie. En toe kry my ma kanker, en hulle gee toe vir haar, toe hulle dit nou ontdek uiteindelik, toe gee hulle vir haar 4 maande om te leef. En wat toe in my jong pa en ma se lewens 'n verskriklike ding, jy weet. Jy kan ons nou dink, jy skielik hoor jy nog net 4 maande einde van die pad. En nou ja, toe soek hulle oral, soek hulle hulp, jy kan ons nou dink, nee, is amper 'n saak van 'n benoude kat maak benoude spronge. En ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar hulle kom toe af, my pa kom toe af by 'n oom in Kleersdorp, daai jare, maar ons praat nou van hier in die 60's. En die oom bid vir my pa en ma, hoor die voor. En hulle is nie Christene nie. Hulle is Christelik, maar hulle is nie Christene nie. Hulle ken nie Jesus nie, hulle is nie gered nie. Hulle is net ordentlik, dis al. En die oom bid vir my ma oor die voor. Baie gewoon, niks vreemd of snaaks nie, bid net gewoon, dat Jesus haar sal aanraak. En daai tyd was dit nog die HF Verwoerd Hospitaal, en toe sy teruggaan, vir seker nou man, ek weet nie wat nie, nog goeders. Toe is daar chaos in die hospitaal, want hulle bly weg van die toetsing, kom weer, toets hulle weer, en bly hulle weg, en bly weg. En toe kom die dokters naderhand uit, toe sê hulle verstaan nie wat dit is nie, want hier is al die leers, en hier is al die verslaan, hier is al die goeders, maar daar is nie 'n spoor kanker in haar liggaam te bespeer nie. Nou, sê nou maar net die week tevore of so, het hulle vir haar 4 maande oorgegee. Weet jy, hulle was baie seker van hulle diagnose en die prognose. Dit was nie, jy weet, die ou het nie uit sy duim gesuig wat hy nou reken, dit is nie. Goed, nou, ek begin my storie daar vir 'n spesiale rede. Die Here genees my ma toe 'n volkomen, maar nog steeds is hulle nie by Jesus. Nee? So, dit is 'n magnifieke ding. Maar nou kan sy nie meer kinders hê. So sy het haar lewe terug, maar sy kan nie 'n ma wees. Sy kan nie kinders hê van haar eie. En nou ja, dis toe waar het gebeur, waar hulle toe besluit om 'n babietjie aan te neem, en ek is toe
die gelukkige wenner. En nou ja, toe is ek nou by hulle, min weet hulle, dat dit was altyd die pad van die Here Jesus voor, hoe hy met ons almal gaan doen. Nou, 4 jaar na my ma se genesing, kom hulle kragtig tot bekering. Dit was in 1972. Toe was ek 4 jaar oud. So jy kan nou raai hoe oud is ek nou. 300 jaar. En daar kom hulle kragtig tot bekering en daar begin die storie. Nog nie my persoonlike storie nie, maar definitief my wêreldse storie. Weet jy of jy iets wil vra, ekskuus. Nee, dis vir my mooi, want dit lyk vir my die invloed, ek kan totally sien, jy weet, hoe die invloed van ouers op 'n kind se lewe. Nou, kom ek sê net ietsie van hulle storie, want dit is eintlik so kosbaar. Hulle het 'n sektariese buurvrou gehad. Nee, wat hulle nou gesê het, die vrou is heeltemal in die sektes. Want die vrou was nie van hulle kerk nie. En die vrou het allerhande goed gepraat, soos bekering en wedergeboorte en sulke goed, waar hulle glad nie gewoond is. So, dan is jy definitief sektes. Sien? En die vrou leen toe vir my pa, hy was 'n onderwyser in Springs, by die Johan Jurgens Hoërskool, Handelsskool. Sy leen toe vir hom 'n Engelse boek, wat hy moet lees, en hy dacht toe, man, hy sal het lees, want dit gaan sy Engels bietjie opskerp. As hy nou met die Engelse kinders praat, hy is 'n Afrikaanse onderwyser. En hy lees vir die boek, en daar kom my pa, onder die oortuiging van sonde. Hy weet nie wat dit is nie. Hy het nie idee wat is dit. Nee, dat het ons nou later jare name gegee, maar daar waar hy sit in die sitkamer en lees, besef hy, dat hy is sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. Jesus is nie sy Here nie. Hy het nie, jy weet, hy het nie verlossing. So hy wag tot my ma gaan slaap. Toe op die sitkamermat kniel hy toe en hy sê toe, Here, ek is verlore, ek het U nodig om my te red. Toe ontmoet Jesus my pa, maar my pa verstaan ook nou nie, jy moet nou verstaan, hy het nou nie die termes nie, hy kom nie uit daai milieu en omgewing nie, hierdie is 'n absolute werking van die Gees van God in sy hart en in sy lewe, waarvan hy absoluut niks weet. Sien? Die volgende oggend, nou ja, van die volgende oggend af, is my pa net radikaal anders. My ma nog toe, maar daar is fout. Jy sien, hy moet nou iets van die lekker wees, want hy is net so. En 3, nou ja, ek gaan nou die storie so 'n bietjie aan, ek gaan sê 3 maande later, toe kom my ma ook voor Jesus en gee haar lewe oor. Die impak, jy weet, op haar eie hart en lewe was enorm. En hier het ons skielik 'n huis wat bestaan uit my pa en my ma en ek, van 4 jaar oud. En hierdie 2 mense is radikaal en waarlik en in waarheid is hulle by Jesus. Hulle het Jesus ontdek as hulle Here en hulle verlosser en die effek wat dit het op hulle lewens, sonder dat hulle enige verwysingsraamwerk het. Nee. Dit was net vir hulle, hoe die Bybel oop, ek onthou hoe hulle gepraat en vertel, en skielik gaan die Bybel vir hulle oop, hulle lees dit en hulle gaan, kyk hier, skielik beteken goed iets. Maar toe begin die moeilikheid ook, en die moeilikheid is toe nou vervolging uit die familiese geleedere, en ook ongelukkig uit hulle gemeente se geleedere, die gemeente het toe op die ou einde besluit om hulle onder sensuur te plaas, en te vra om te bedank, wat toe nou ook gebeur. Nou, net vir interessantheid, 43 jaar, Letitia later, toe stuur daar dieselfde gemeente, vir my ouers 'n brief, waar hulle om vergifnis vra, vir die dwaallering van hulle voorgangers. Ja, 43 jaar later. Dis crazy. Ja, dit is. En die voltooiings van stories, van, ja, daar's soveel fasette. Nietemin,
net al daai gesê, om vir jou te sê, ek word toe groot in 'n huishouding, waar die ouers regtig by Jesus is. So hulle begin rondry, jy weet, herwaarts en derwaarts, en hulle soek lering, hulle soek kos, jy weet, dan luister hulle na die ou, en dan na daai ou, dan daai tyd was dit nog typies, ons het kassette gehad, ons het kassette geluister met preke op, jong, want hulle is so honger, nee, so ek word toe groot vandat ek 4 jaar oud was, met die voorbeeld en die atmosfeer van mense wat Jesus volg. Nou, ek het baie my hartjie vir Jesus gegee, want dis mos natuurlik die ouers se groot behoefte, dat hulle kind ook sal deel mos in die heerlikheid van die evangelie en redding en so aan. So, hulle het baie met my gepraat, en ek het baie my hartjie vir Jesus gegee, maar toe ek nou 'n tiener raak, toe hak my koppie nou bietjie uit. En toe is ek tamelik rebels, en toe is ek nou nie meer so genee om te luister na preke nie, en ja, en probeer my arme ou identiteitjie, jy weet, vestig en so aan. En ek maak toe skool klaar, en ek is nie by Jesus nie. Ek het nie eintlik behoefte om by Jesus te wees nie. Ek het groot respek vir my ma se lewe, geweldige respek vir die lewe, maar ek persoonlik is nie daar nie. Ek het ander ambisies, jy weet, ek het ander mikpunte, en om daai mikpunte en ambisies te kon bereik, kan ek dit nie bekostig om by Jesus te wees. Ek kan nie hulle bereik en by Jesus wees. So, Rieke, as ek mag vra hierso net, daar was nie 'n verlange om by Jesus te bly nie. Jy was fyn om weg te draai van Jesus af en aan te gaan en hierdie ander doelwitte na te streef. Ja, ek dink wat eintlik gebeur, Letitia, in ou se hart, is jy op daai stadium is jy self misleidend. Nee, want jy klomp goed in jou kop. So, jy dink, omdat dit in jou kop is jy okay. Jy weet, jy ken die terme, jy weet, jy ken die preke. Ek bedoel, ek het teen die tyd dat ek skool verlaat, het ek honderde preke en konferensies en seminare en Bybelstudies al bygewoon saam met my ma natuurlijk. So, ek het 'n vreeslike ingeligte kop gehad oor termes en begrippe en sienings en wêreldbeskouings en goed. So ek kon saampraat met die meeste mense uit net wat ek onthou en wat ek gehoor het en waar ek blootgestel was. En ek wonder net nou dat jy my die vraag vra, daar lê 'n graad van selfmisleiding ook daar, dat jy dink omdat jy dit weet, is dit waar. Jy weet, is dit jy's okay, jy weet dit, jy's okay. Ja, toe, Letitia, toe gebeur daar, kom ek sê dit nog dit, my eerste jaar na matriek, toe het my meisie my afgesê, ek is toe vol selfbejammering en vreeslik gebroke en so aan. En toe, as 'n troostprys, nooi iemand my toe na 'n paasnaweek konferensie by 'n kerk in Bellville. En ek is toe nou heeltemal inskikkelik, want ek ken die kerk milieu en ek weet een ding van sulke konferensies is daar's meisies daar. Sien. En so ek gaan nou maar net, jy weet, daar en dan gaan ek scouting doen daar. Want daar is 'n moontlikheid dat ek nou. Ja, en toe preek daar 'n ou, en hy preek toe op 'n manier wat ek in my lewe nog nie gehoor het. Nou ek gaan nou 'n bietjie onregverdig wees teenoor sy prediking. Nee, ek gaan dit nou 'n bietjie uitleer. Maar hy preek toe oor hoe amazing is ek in God se oë. Ek kleer dit nou 'n bietjie. Maar dis eintlik waaroor hy preek. Ek is die geregtigheid van God en ek weet dat hy preek nou baie, daai tyd het jy nog nie preke gehoor oor
jou identiteit in Christus nie. Ek wil amper sê, hierdie ou het daarmee begin. En hy het toe nou baie sterk begin met jou identiteit in Christus. En ek sit vir 'n naweek onder hierdie ou se lering. Ek vergeet skoon van die girls. En ek dink net by myself, ek het in my lewe nog nooit sulke prediking gehoor nie. En dis presies wat ek wou hoor. Ek het so 'n behoefte daaraan gehad om bevestig te wees. En erken te wees, tog net asseblief. En jy weet so, en hier kom hierdie ou en hy sê dit, wat God betref, is ek the best thing since sliced bread. Nee, ek is net dat buite. So ek hoor dit, dis hoe God oor my voel, ek is net so amazing, is dit is daai. En ek onthou, my gebed wat ek toe bid, is ek sê toe, as dit die evangelie is, dan wil ek dit hê. Natuurlijk wil ek dit hê, want dis alles waarna ek in my selfsugtigheid smag om te hoor, nee, eintlik. So alles draai in werklikheid om my. Natuurlijk is Jesus daar, Jesus is op die toneel, maar hy is net daar as 'n soort van 'n mechanic. Jy weet, hy kom in en dan maak hy heel wat gebreek is, sodat ek die middelpunt kan wees van alles. Nou, dit is natuurlijk nou nie hoe dit oorgebring is nie, maar dit was die ondertoon daarvan. So ek is toe nou baie on fire en vreeslik ywerig, jy weet, en so en ek preek jong en ek vertel mense. Dit is hoe God oor jou dink. Dit is hoe hy oor jou voel. Dit is wat Jesus kom doen het. Lees my Bybel soos ek nog nooit in my lewe gelees het nie. En maar toe gebeur daar iets. So ek gaan nou die onnodige detail nou net los, nee. Maar ek gaan nou net so spring. Toe gebeur daar iets, Letitia. En wat toe gebeur was 'n krisis. En dit was 'n massiewe krisis vir my. En op daardie stadium in my lewe was dit die soort krisis wat my hele wêreld in skerm laat vat. Totaal en al. En dit was vir my verskriklik, want toe ek in 'n vryval in my hart, jy weet, die grond is onder my uitgevat en dis 'n geweldige krisis. Dit te doen gehad met gesondheid. En maar ek is toe nou vol ywer en vertroue, dat moenie worry nie. Jesus gaan hierdie ding, jy weet, moenie worry. Weet jy, en ek het net, ek het my autoriteit opgeneem in Jesus en verklaar en belei en bestraf en so. Net soos wat ek geleer het, maar die probleem is, dit raak toe al hoe erger en erger en erger. En dit gaan toe verby 'n plek wat ek sal sê beyond the point of return. En toe is ek verward. Maar waar is God nou? En die verwarring, toe dit nou begin gis, nee, toe raak dit bitterheid. En die bitterheid raak toe aggressie. En ek kom toe by 'n plek in my lewe waar ek te sê, ek wil met God niks te doen hê. Ek wil met hom niks te doen hê nie. Ek kon nie geloofwaardig vir mense sê, ek glo nie in God nie, want dit was die waarheid. Ek het te veel gesien en te veel belewe om te weet, daar is 'n God, maar die saak ter tafel was nie die bestaan van God nie, maar die geloofwaardigheid van God. Sy karakter is nie betroubaar nie, sy woord is nie waar nie, en hy is nie God nie, ek is. Ek is eintlik 'n beheer. So as ek die beheer neem van my eie lewe nie, hy is useless. Dis wat ek gesê het, maar ek het nou vreeslike sterk woorde gebruik. Richard, so as ek nou vir jou sê, ek verstaan dit nou so nie, so jy sê jy daai tyd toe jy so bitter en hard geraak het, veral teenoor die Here, was dit omdat jy hom blameer het vir daai sonde of daai wrestling, en wat nie beter geword het nie, wat erger geword het, het jy hom half blameer vir dit? O ja, natuurlijk.
Natuurlijk, want hulle dan vir my vertel, ek is die middelpunt van die heelal. Hulle het vir my vertel dat, jy weet, van hoe intens fokus God op my en hoe is ek net alles wat God aan dink in sy agenda en alles. En hier disintegreer my wêreld, so waar is hy nou? Jy weet, waar is hy nou? En hy kom nie sy beloftes na nie, al dis my. So ek het bladsye en bladsye van beloftes en goed wat ek lees en maar niks van dit steur God om aan nie. En my wêreld, jy weet, dit is nie asof ek net 'n tydelike dip gevang het nie. Dit was, my wêreld het gedisintegreer, dat onherstelbaar gedisintegreer. Het jy besef in daai pad, Riekert, sorry, het jy besef in daai pad dat jy glad nie so oulik was, soos wat jy vertel as jy was nie, en dit was vir jou verskriklik? Nee, toe nog nie dit besef. Ek was toe nog oortuig, ek is verskriklik oulik en ongelooflik fantasties en so. Maar, nou ben jy dit, met aggressie. Dan kry jy nou 'n lelike ding. So toe het ek 'n houding teenoor God, toe sê ek vir hom, okay, wel, as jy 'n houding kan hê teenoor my, want ek beskuldig God toe, dat hy sit daar bo in sy hemel, onaantastbaar, niemand kan by hom uitkom nie, en ek wriemel hier in die modder soos 'n erfwurm rond, en hy steur hom net nie daarin nie. Jy weet, terwyl almal daar bo liedere sing, sê ek toe nou, jy weet, dit is net fantasties en alles wonderlik, maar wat van my jonder, toe sê ek nie, want as jy so 'n houding kan hê, dan kan ek ook houding. Toe ek al 'n vreeslike houding. Ja, toe raak ek nou baie harde kwas, teenoor Christene, teenoor die kerk, teenoor die Bybel, en teenoor God in die hart van die saak is die rede. En wat my toe nou effens gevaarlik maak is, ek het 'n taamlike kennis van die Bybel ten daai tyd. So as Christene met my wou praat oor Christendom of redding of verlossing of vir God of so, dan ek het dit eintlik geniet om hulle in repe te sny. Want ek ken die Bybel net so goed as hulle, dalk beter in sommige opsigte, so ek kon hulle gooi met die teks. Jy sê, jy gebruik die teks as 'n wapen. So dit was 'n akelige tyd. My arme pa en ma, kan jy nou dink, man, die smarte waardeur hulle nou moes gaan, want dit is mos nou sigbaar, en ek praat en sê die sotlikste goed onder die son, jy kan dit nie glo nie, en ek leef in sonde, dit is net akelig, maar toe, Letitia, ek wil dit nou 'n bietjie haas, want wil dit nie onnodig rek, maar toe, land ek by 'n werk, 'n maatskappy, waar hulle my gaan oplei in bestuur. En dit was nog 'n taamlike prestasie op daardie stadium om deur hulle nou geoormerk te word vir bestuur. En ek het nogals gespog daaroor dat ek het dit reg gekry sonder om te bid en God te vertrou en al daai nonsens. So ek doen dit op my eie. Ja. Maar daar was toe 'n vrou. En sy was my onmiddellike hoof om seker te maak dat in daai area waar ek opleiding moet ontvang, dat dit nou met my goed gaan en dat ek die korrekte opleiding kry en dat my vordering daar wees is. Maar sy was 'n disipel van Jesus. Maar sy was briljant in haar werk, wat my onmiddellik respek gegee het vir haar, want nou is ek ambisieus, ek so ambisieus, jy kan my swys. Ek gaan nou self my eie lewe gaan ek. Maar sy is toe nou daar, en sy het hierdie gewoonte gehad, om elke keer as ons nou tee vat, hier teen 11:00, dan vat ons nou tee, dan sê sy nou, die Here was nou weer vir haar so goed, joh. En dan vertel sy nou ietsie, so het sy glip so 'n ding in daar. En hier, ek het dit nou glad nie waardeer, dat sy dit doen. En hier op 'n stadium sê sy vir my, sy sê, Riekert, hoekom gee jy my die idee dat as ek van God praat, dan deins jy terug? En ek sê vir haar, man, ek is jammer, jy het net die idee gekry, want dit veronderstel om baie duidelik te wees.
En sy sê, maar hy, sy is saggies in haar Dis persoon. mooi nie. Ja, Ja. ja, maar sy is saggies, sy sê, hi, Richard, nou, hoekom is dit so? Hoekom so? En ek sê, nee, wat, jy wil nie weet nie. Jy weet, want ek weet mos nou, ek gaan nou lelik raak en jy gaan nou probeer om my te oortuig en dan gaan ek met jou omstaan en dit gaan nou nie mooi wees nie. Sy sê, nee, maar sy wil die storie hoor. En ek dacht toe nou goed, jy het gevra daarvoor en ek vertel haar. Maar ek vertel haar nou ordentlik met al die emosie, triks en alles. En toe ek nou klaar is met my storieetjie, toe sê sy vir my, hi Rika, sy sê, jy's in die verkeerde werk. Ek gaan, wat? Sy sê, jy moet in die bediening wees. Ek sê van, luister, waar was jy die laaste 45 minute? Hoe kan jy dit sê? Ek is verontwaardig. Sy sê, want dis die eerste keer vandat jy hier is, wat jou oë lewe, toe jy my daai storie vertel. Jo. Letitia, jy sal dit nou nie dink nie, en ek kan dit ook nie verduidelik nie, maar daai vrou se opmerking slaan die wind uit my seile. Maar sy slaan my siel raak. Nou, ek gaan dit nie nou vir haar vertel nie. Dis nie, verstaan? Jy gaan nie nou sê, jos, dit was nou goed. En ek gaan huis toe na werk, en ek gaan sit daar by my huis, sê nou maar so van 5 uur die middag, en tot omtrent so 12 uur die aand, sit ek daar in my ou kamertjie, en ek worstel met die goed in my hart. En hier is so teen 12 uur die aand, kom ek by 'n plek, waar ek bid. En ek bid vir die eerste keer sonder om te vloek, in 'n lang tyd. Bedoelende praat met God, sonder om te vloek. En ek sê, Here, maar dit was al klaar monumentaal, dat ek Jesus aanspreek as Here, en ek sê, Here, ek sal U aanbid as my Here en my God, al beantwoord U nooit ooit weer een van my gebede. Dit was die draaipunt, want daar het deur die worsteling en krisis en terminasie van my drome en ambisies en reaksie en rebellie tegen God, het daar iets in my hart ingekom oor tyd, en my gesprek met hierdie vrou het dit beklink. En dit was die rede hoekom ons God aanbid, is nie oor wat hy vir ons doen nie, maar oor wie hy is. En terwyl ons die vrymoedigheid het om met ons begeertes en behoeftes na hom toe te kom, is die rede hoekom ons hom aanbid, wie hy is. En as hy ons tegemoet kom in ons gebede, dan is dit 'n kosbare ding en ons betuig dank teenoor die Vader dat hy ingegryp het in ons situasie. Maar as hy dit nie doen nie, dan is ons dank nog net dieselfde, want hy is ons God en hy is uiteindelik ook ons absolute verlosser. Maar dit was 'n monumentale draai in my lewe om dit te kon sê. Nou ja, ek bedank toe dadelik my werk en ek begin teologie swat. Kan jy dit glo? Ek kan nie eens die storie lekker verstaan nie, maar dis te presies wat gebeur. Maar toe het ek verskriklik bagasie. Jy kan ons nou dink, ek het emosionele bagasie, ek het die bagasie wat sonde in jou lewe bring, so ek het toe ontsettend baie werk in my hart nodig, maar daar was die begin van die roete, was dat Jesus is my Here, en ek aanbid hom en lê my lewe voor hom neer, al doen hy nie wat ek wil hê. Dit was die begin. En daar het my reis begin. Nou kan jy glo, alles tot hier was net die inleiding. Ja, ek wil gou hier inkom, want hierdie is so 'n belangrike les, nê. Julle, ek weet, julle het nou net so lekker geluister soos ek. En dit baie geniet. Dankie Rikert vir al daai lekker share. Ek hou van detail in storie. Ek moet jou eerlik sê, ek hou van besonderhede. Jy weet, ek wil mense se storie hoor, want dit is vir my altyd so mooi waar die Here mense gaan haal en hoe hy
verstaan en kom haal en dis net amazing. Okay, maar dit gesê. Dit wat Rickert nou gesê het, basies in sy storie van toe hy so regtig geworstel het met die Here en dit was regtig swaar vir hom en dit het gemaak dat hy wegdraai na die Here af of van die Here af, nê. Rickert hulle sê dis die storie van baie ateïste ewen. En ek het nou soos letterlik 'n maand terug gehoor van 'n man in Amerika wat nogal heel bekend is en hy het 'n paar jaar terug tot bekering gekom. En hy het ook 'n CD vrygestel en wat ook al, maar lank storie kort, nou paar maande terug kom die nuus uit dat hy nou weggedraai het van die Here af. Hy dien nou nie meer die Here nie, hy wil nou eintlik nie 'n pad loop met die Here nie, maar weet jy wat was nou die einste rede, Rickert, wat hy gesê het hoekom hy weggedraai het? En ek dink dis regtig getoets, soos Rickert gesê het. Hy sê hy het gebid vir goeders. Hy die Here vertrou vir goeders, sekere goed, en dit het nie gebeur soos wat hy wou hê dit moes gebeur nie. En dis soos by Here sien nie my nie, verstaan nie, hoekom doen nie niks wat ek soek nie. En dis regtig 'n belangrike ding daar julle. In ons verhouding met die Here moet ons besef, dien ons die Here oor wat hy vir ons kan gee, sy hand, of dien ons hom vir sy hart, wie hy is. Maak nie saak wat gebeur in die lewe nie, of ons nou kry wat ons wil hê of nie, is hy alleen die moeite werd. Dis 'n harde les, maar dis 'n nodige les. Dis baie goed vir ons groei met die Here. En ek dink jou storie, Rickert, vir my verduidelik en bevestig daai ding, actually baie waar. So, dankie vir daai storie. Ek dink baie mense kan relate met dit. En dalk is jy nou op 'n plek waar jy worstel met iets van Here, ek bid al hoe lank vir dit. Ek vertrou, ek vra, niks gebeur nie. Ek wil net sê, hou aan met Jesus stap. Al gebeur niks van daai goed nie, okay? Want hy is die moeite werd en as julle aanhou stap, gaan julle sien hoe getrou en hoe goed was hy nog steeds teenoor julle. Dis regtig so. Okay, dis net sy hart, dis net wie hy is. Dis hoekom hy God is, dis hoekom hy goed is, dis hoekom hy groot is. Okay, daar's nie sleg in Jesus se hart nie. Dis net goed. Okay? Anyway, okay, en dis so waar wat jy sê, Rickert, jy kan ons nou vat half nou die teologiese skool gaan swat, maar ook is vir my mooi wat jy sê ook die wonde en die issues wat daar binne was, wat 'n mens mee moet deel en jy moet daardeur werk en jy moet die Here toelaat om genesing te bring en groei te bring. Ek meen, ek weet daar's baie kinders van die Here wat luister na hierdie episode dalk of ewen nie luister nie, wat dalk met issues in hulle lewe sit en is nie maklik altyd. Ons is nie altyd geneig om daai goeders vir Jesus te bring en toe te laat dat hy begin werk met dit nie. En skoei nie, jy weet, dis nou die woord wat by my opkom. Maar wat sê jy sê op dit? Jy weet, is mense nodig om Jesus toe te laat om hulle te groei en met daai issues te werk? En hoe het jou pad van groei van daar af gelyk? Ons hoor graag. Issues is 'n moeilike storie want dit is diep goed. En kyk, daar's mos die issues wat 'n mens in jou hart het. Daar is issues wat seer is. Nee, wat net absoluut pure, onverdinde pyn is. En dan is daar issues wat skandelik is. Waaroor jy skaam is en en dan is daar issues van verwarring en vrae wat jy het wat jy nie oor antwoorde het. Jy weet, waar was Jesus toe dit gebeur het? Hoekom het dit gebeur? Jy weet, dit is goed waaroor jy het, jy weet, so jy, en die goed hoop op en kom lê in jou hart en dit het 'n direkte invloed op jou persoonlikheid en op jou wêreldbeskouing en so en jou verhoudinge, van die saak, jou verhoudinge word direk geïmpakteer deur hierdie goed, so terwyl ou smag na volwasse verhoudinge, volwasse liefdevolle verhoudinge, vind jy dat die vyand is in jou boesem, want die ding wat jou juist weghou van dit waarna jy smag, is hier in jou hart. Jy weet, hier's 'n klomp issues hier binne en dit stoei net teen jou. En ag, die wêreld sou net so veel makliker gewees het as dit altyd die ander ou se skuld was. Jy weet. Ek wil net vir jou vra, Rickert, ons het soveel mense, nê? Ek dink dis regtig 'n toets van volwassenheid en groei, as ek hierdie net mag ingooi, maar ek wil jou hart hoor hierop, nê? Daar is soveel van ons wat nooit sal erken ons het issues nie. We don't ever want to face it. Ons wil dit nooit in die oë kyk en erken, maar ek is ook deel van hierdie probleem nie, soos jy nou net sê. Ons kyk dit nie in die oë nie. So hoe help 'n mens iemand? Hoe sou jy sê wat ek hoop,
Julle dat ons elkeen op 'n plek kom van ons besef, ons het elkeen issues en ons moet dit aanvaar en in die oë kyk. Ons kan nie deur die lewe gaan en dink daar is nie issues nie. Maar soos, het jy ooit op 'n plek gewees waar jy oortuig was ek is nie die een met die issue nie. Ek het nie die issues nie. Dis almal in my lewe. Jy weet, hoe het jy daai struikelblok, daai hurdle, as ek kan sê in Engels, oorkom? Om dit regtig in die oë te kyk en te groei daardeur. Het jy dit uitgelaat? Goed. Ek ken daai plek so goed waar jy nie absoluut oortuig is, dis ander mense. Jy weet, dis hulle fout. Jy's net amazing, jy moet dit onthou. Jy's amazing. Dis die ander mense se skuld en dis hulle onvolwassenheid en dat jy salig onnosel onbewus is oor die verskriklike onvolwassenheid van jou eie hart en jou eie vlees en die bedrog van jou eie hart. Jy weet, jy gaan deur die lewe en jy oriënteer die hele lewe teenoor jouself. Jy is die belangrikste persoon, jou belange, jou drome, jou ambisies, jy weet, jou integriteit, jou trots, dis waaroor alles vir jou in die lewe gaan. Dis hoe jy gebore is. Dis eintlik wat in sonde ontvang en gebore beteken. En dan natuurlik, in daai toestand is dit dan wonderlik om te hoor dat God stem saam. Jy is fantasties, jy is amazing. En dan kos dit 'n krisis, sê nou maar, soos myne, om net agter te kom, ek is nie in beheer nie. En hier's wel baie meer fout met my as wat ek bereid is om te erken of eers van weet. En dat weet hier's ja, maar dit is 'n verskriklike intimiderende gedagte wat jou default setting is. Jy moet die oomblik wanneer jy sulke gedagtes kry, dan moet jy dit dadelik herstel. Jy moet dadelik beheer neem van jou wêreld. Jy weet, jy moet in beheer wees. Dit is so belangrik dat jy in beheer is. En ek moes die les leer groter as dit. Die les was, Richard, jy is nie in beheer nie. Jy is nie in beheer nie. Jesus is. As jy in beheer was, kon jy jou eie saligmaker gewees. Jy het al probeer om jouself te verlos en jy kan. Hou op, drink van die fontein wat sê jy kan. Want daar's 'n oneindige stroom van water in die wêreld wat mense voed met idees in hulle koppe dat hulle kan in beheer wees en hulle kan beheer neem van hulle lewens in daai opsig en hulle kan hulle eie gode wees. Dis eintlik wat dit is. Jy sê ek is my eie God, ek realiseer my eie lewe en Jesus is net daar om my te help in die areaatjies waar ek sukkel om myself te realiseer. Dan gee hy my so half 'n hupstootjie en dan gaan ek nou net weer aan. Sê en die mense drink van daai melk daagliks. En dit is gif water. Maar ek wil net sê hoe kom jy dit? Hoe het jy dit oorkom? Okay, so, daar was twee maniere. Ek het al twee probeer. Die een manier, weet jy, meer as meer, kom ons sê 3. Ek gaan nou 3 noem. Die een manier is jy ignoreer dit en jy besluit net jy sny dit af, ignoreer dit, wat ook al, en jy gaan van hier af met 'n nuwe blaadjie verder. Okay, dit is 'n versinsel, want dit is nie waar nie. Die goed beïnvloed jou geweldig. 'n ander manier is, jy begin darmsryf. 'n manier, jy weet, jy begin nou kyk, jy doen vreeslik introspeksie, en jy probeer nou orde skep in hierdie verskriklike deurmekaar kamer genaamd jou lewe. Die uiteinde van daai pad, natuurlik is 'n totale moedverlore vlakte. Jy kom by 'n plek waar dis net te veel, dis net te groot, dis net te diep. En jy is heel dag en al dag besig met jouself. Jy het nie meer tyd vir niks en niemand anderste nie. Dis net jou eie hart en jy weet ook glad nie in hierdie prentjie wie Jesus is nie. Jou fokus
is nie op hom nie, jou fokus is nou op jou bagasie en die chaos in jou lewe en jou onbeholpenheid en hoe om dit te herstel. So dis 'n vreeslike selfbehepte posisie om te wees. En so ek het dit almal probeer, ek het ver gevorderd in elkeen van daai tegnieke. Net om agter te kom is absolute stupidheid. Maar toe, op 'n dag, toe is ek nou al getroud, Letitia, en ek het nou al 2 kinders, en ek is in die bediening, en op daardie stadium bevind ek my in 'n ander land, as 'n sendeling, waar ons vir 5 jaar gebly het, en dit was die Oekraïne. En ek onthou, ek ry in die bus, kom nou van die werk af, ek was 'n dosent in 'n kerkplantingsinstituut, en ek kom van die werk af, en ek is op pad huis toe, en ek het 'n Bybeltjie oop op my skoot, en ek is besig om te lees in 2 Korintiërs 3 vers 18. Nou, ek ken die skrifgie baie goed, né? Dis nie vreemd vir my nie, die teks nie, ek het dit al baie gelees, onderstreep, ingekleer, datum by, hoe, jy weet, die toetie. En ek sit hierdie dag en ek lees dit, en ek besef toe, maar ek lees eintlik hierdie versie nou vir die eerste keer in my lewe. Want, daar staan die volgende woord. Terwyl ons met 'n onbedekte gesig, Paulus praat nou uit 'n argument uit, né? So ek val nou half in die helft, in die middel van sy pratery met 'n versie. Hy kom nou met 'n argument, en dan kom hy by vers 18, en hy sê, terwyl ons met 'n onbedekte gesig, nou moet jy mooi hoor wat sê, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld as deur die Here wat die Gees is. 3 kritiese goed. 1. Terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, nie die heerlikheid van Rickert Botha nie. Die heerlikheid van die Here. En ek onthou, hoe sit ek daar, ek dink vir myself, wat is die heerlikheid van die Here? Ek weet nie wat dit is nie. En hoe aanskou jy dit? Hoe beskou jy dit? Nee, dit onthou ek van, wat betref my toe wat hier staan. Hier staan dit, jy weet, woordelik, wat moet gebeur? Dan sê hy, die tweede ding, dan word jy verander. Dit beteken, hy verander jou. Nou, teen daai tyd weet ek het major konstruksie nodig. Ek het groot werk in my lewe nodig. Ja, ek is wedergebore, maar ek het, hier is groot goed fout. Nee, wat ek onderdruk in my hart en probeer in die geheim self uitsorteer. En ek kry dit nie reg nie. En ek weet nie meer wat om te doen nie. En nou is dit moedeloos in 'n sin, jy weet, en ek is so moeg, ek het nie meer energie nie. En nou sê Here Jesus, as U my nie hiervan verlos nie, as U hierdie goeders nie uitsorteer nie, as U hierdie bagasie nie van my verwyder nie, het ek nie hoop vir myself nie, want ek het nie meer energie om dit self uit te sort. En al die triks wat ek al probeer het, niks werk. So Here, hier is nou my laaste uitweg. Hier is my laaste uitweg. Dis die probleem. Jy weet, ons probeer eerself as Jesus ons laaste uitweg. Nietemin, en ek besef, maar hy sal die verandering werk doen. En ek dink by myself daai dag, ek dink het, Here, sal dit nie wonderlik wees as U dit kan doen nie, want raak, ek kan nie meer nie kom eraf. Jy weet, ek kan nie meer nie. As deur die Here wat die Gees is, hy doen dit deur sy Gees, dis 'n bonatuurlike, geestelike werk, maar die voorwaarde, daar's 'n sterk voorwaarde, die voorwaarde is, ek moet die heerlikheid van die Here aanskou. Ek moet weet wat dit is, en dit beskou. Nou ja, ek het intussen uitgevind, hoe aanskou jy die heerlikheid, wat dit behels, so aan. Maar wat my lewe onherroepelik verander het, Letitia, dit snaaks nie, deur die hele gesprek tot dusver, wou ek nou net by die punt uit. Dis al. Die ding wat my lewe toe onherroepelik verander. En dit gaan nou so snaaks klink om dit te sê, na alles wat ek nou gesê het oor my agtergrond, en ek's nou die bediening, en ek het
was die ontdekking dat Jesus regtig alles is en dat hy die middelpunt van die heelal is. En dat al die aandag en liefde van God op hom gefokus. Hy is die uitverkorene van God. Hy is die rede vir die skepping, sê die Bybel. Hoekom het die Vader die skepping gemaak? Was nie vir my nie. Ek is deel van die skepping. Ek is nie die objek van die skepping nie. Ek is deel van die skepping. So, hoekom het die Vader die skepping gemaak, skryf Paulus in Kolossense 1. Hy het dit gemaak vir die Seun. Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge, dit was vir hom. Ja, hy is die middelpunt. Nou, as jy vir my gesê het jy nie die goedjies geweet nie? As ek, ja, natuurlijk het ek het geweet. Ek het 'n klomp goed in my kop, maar ek het dit nie geweet nie. Sien, nee. So, en daar, as jy nou, as iemand vir my vra, waar begin my reis met Jesus? Dan sal ek nou nie begin by aanneming en by kinderhuis met kinderjare en so. Ek sal nie daar begin nie, waar ek nou met jou begin. Maar ek sal vir jou sê, dit was met die ontdekking van wie Jesus regtig is. En daardie ontdekking het twee gevolge in my lewe. Een, dis absoluut revolutionêr. Wat gebeur in my hart, in my emosies, in my menswees, my karakter, my bagasie, my wêreldbeskouing, al daai dinge is die een ding. En die tweede ontdekking wat ek maak is, dis nie 'n eenmalige ontdekking. Dis 'n deurlopende reis met Jesus, totdat ek hom sien van aangesig tot aangesig, want dis wanneer ek gaan gradueer. Graduation, dis wanneer ek Jesus sien. Tot en met daai oomblik is ek 'n student. En dit wat ek leer is nie geestelike goeders nie. Ek het nou genoeg geleer van geestelike goeders. Wat ek leer is, wie is Jesus? Wie is Jesus? Waar is Jesus? Wat sê Jesus? En om te leer hoe om aan hom gehoorsaam te wees. En daar was die ontsluiting van my lewe. Nou, dit is so eenvoudig en so ingewikkeld soos dit. Nou uit dit uit, het van die grootste herlewings in my lewe plaasgevind. En dinge wat 'n mens beleef, wat so 'n diep impak in my lewe het, en natuurlik in my verhoudinge, met my vrou, met my kinders, en met die mense om my, en met myself ook. Met my ou geradbraakte, ou selfbeeldjie, en jy weet, al my ou goetertjies, en my quasi-ambisiekies, en dit verander, en weet jy, dit is jou laaste woord op dit. Vir die eerste keer kon ek toe verstaan, hoekom het Paulus sulke snaakse uitsprake gemaak, sulke weird uitsprake, soos byvoorbeeld, hy sal sê, vir my is die lewe Christus. En jy weet, nou ook maklik gaan, ja, amen, ja, vir my is die lewe Christus, jy weet so, sonder dat jy 'n clue het wat dit beteken, jy het nie idee wat beteken dit nie. Want ek besef maar, vir my was die lewe sukses in Christus. Vir my was die lewe, wat ook al, dit was klomp goeders. Natuurlik met 'n geestelike sousie hoor. Maar ek het nie 'n idee gehad wat beteken dit vir my is die lewe Christus. Weet jy wat dit is? Jy sê die woorde, maar ek verstaan dit nie. Of Paulus wat sê, ek het alles as drank beskou, om Christus as wins te verkry. En toe vir die eerste keer in my lewe verstaan ek, uit watter hoek kom Paulus, waarvan praat hy toe hy hierdie goed skryf? Ja, dis die ontdekking van my lewe. Nee, ek love it, ek lief het. Daar's baie wysheid in wat jy gedeel het, Rickert. Ek wil vir jou so dankie sê vir jou openhartigheid, jong. Dat jy bereid was om 'n bietjie oop te maak, regtig oop te maak en te deel met die mense ook jou storie en jou hart hieroor. Ek dink baie kere, jy moet vir my sê of dit vir jou sin maak, nê? Ek voel net ek wil hierdie vir jou vra. Dink jy voordat daai besef by jou gekom het van om Jesus in sy heerlikheid te aanskou en dit verander te word, nê? Dink jy daar was 'n tyd in jou lewe wat jy hulpgoeders gesoek het, aanvaarding gesoek het in verhoudinge, in mense, om daai leemtes te vul in jou menswees, wat eintlik net Jesus kon vul?
Wat sou jy sê op dit? Maak dit so wat ek nou vir jou gevra het, Ja, né? nee, my antwoord op dit is akiet so. Dit was 'n absolute lewensambisie en ideaal, jy weet, om erken te wees en aanvaar te wees en goed genoeg te wees. Want vir een of ander rede loop ek toe nou met hierdie ding in my hart rond dat ek dit nie maak nie. Ek praat om menslik. Ek praat nie van uit God se perspektief en alles nie. En ek moet net suksesvol wees. En die snaakste ding is, jy weet, selfs wanneer jy 'n Christen word, dan begin jy en jy loop nog steeds met daai bagasie rond van erkenning en al die ou goedjies. Dan begin jy Christelike goed gebruik om daai erkenning nog steeds te probeer kry. Jy weet, die manier hoe jy bid, die manier hoe jy praat, die goed waaraan jy deelneem, die goed wat jy doen, kom jy op jou einde agter. Wel, ek weet nie van ander nie, maar ek kan jou vertel van my. Dan sal ek ontdek, maar hier sit 'n geweldige stuk selfverwesenliking in al die goed. En dat het eintlik op die ou einde van alles, ek sal nou sê dit gaan oor God, maar eintlik gaan dit oor my. Ja. En my bediening, jy weet, my sukses, my dit en my dat. En hoe ek, dis eers met beplanning nie, jy doen dit sommer net outomaties, hoe jy die Bybel gebruik om jouself te help in hierdie selfsugtige quest van jou. Jy weet, dis net 'n Pandora's box van goed wat binne in jou hart is. Maar wat vir my kosbaar is, hoe meer ek Jesus leer ken, dit wat ons by sê, want ek sou bly jy praat daaroor. Hoe meer ek Jesus leer ken, in die lig van Jesus, leer ek ook my eie hart ken. En dit is hoekom darmsryf die ideaal is nie, want darmsryf probeer jy in jou eie lig jou lewe uitsorteer. Maar in die lig van Christus Jesus sien ek my eie hart en ek ontdek baie keer baie aaklige goed in my lewe en in my hart. Nee, maar waar dit my nou voorheen te gronde sou slaan. In die lig van Jesus is daardie ontdekkings glad nie meer 'n bedreiging. Inteendeel, sonder om supergeestelik te klink. Inteendeel, dis 'n bevryding. En skielik is daai ontdekkings 'n bevryding, maar dis in die lig van Christus Jesus. En om regtig te weet wat dit is. Dis waaroor disipelskap gaan. Wat beteken dit regtig om Jesus te leer ken vir wie hy is? Want ek dink ek ken hom. Ek ken Jesus. Ja, Jesus en John. Weet van die kruisiging en die opstanding. Jesus. Wie ken nou nie vir Jesus? En dan kom ek agter hier. Ek ken nie Jesus. Ek weet nie eintlik regtig wie is hy. Ek het 'n klomp teorie oor Jesus, maar ek ken nie Jesus. En nog 'n ding. Ek weet nie wat dit beteken om hom gehoorsaam te wees. Ek moet leer, daai twee goed moet ek leer. Ek moet leer om hom te leer ken en ek moet leer om hom gehoorsaam te wees. En dis wat disipelskap beteken. En daar lê my verlossing. So nou het ek al belewe magnifieke verlossings van my persoon en in my hart. Wetende, dis nog nie klaar nie. Nee, wetende, ek is nog op my journey, en ek sal nog goeders ontdek, wat die Here in my lewe uitsorteer en regmaak en herstel en heel maak en my van verlos. Dis absoluut waar, weet dit. Maar ek besef net, om Jesus te leer ken vir wie hy is, en om te leer om hom gehoorsaam te wees, is waar my behoud en my verlossing lê. En op geen ander vlak. En nou ja, dit het 'n hele nuwe hoofstuk in ons lewens geopen. Ook miskien op 'n ander dag van dit. Nee, dis baie waar en dis baie wys. Ek voel net ek wil sommer hierdie twee goetertjies net noem op dit, nê, wat ek dink wat Riekert gesê het so waar is. Ek sien net soos hierdie prentjie van ek voel net Abba wys daar's baie leemtes in mense se harte. En ek dink soos wat ons uit Riekert se storie uit kan vat, net daar was leemtes in sy hart ook. En dis nie maklik om te kyk en te erken daar is leemtes, daar is brokenness, daar is seer en die Here toe te laat daar nie. Soos hy sê, ons vrees eintlik daai plekke, nê. Ons wil nie daartoe gaan nie, maar daar's bevryding wanneer ons in die lig van Jesus na daai goeters kyk. Dit is so waar. So ek wil julle aanmoedig en ek glo Riekert gaan saam met my julle aanmoedig, nê.
Riekert, 'n mens kan nie verkeerd gaan as 'n mens dit op 'n gereelde basis vir Jesus vra nie. Here, wys vir my as daar leemtes en plekke is, areas waar ek dalk, jy weet, vervulling soek in mense. Vervulling soek in jou vrou of jou man of sukses of ewen jou bediening soos wat hy genoem het, nê. Here, wys vir my as ek half in 'n tipe van 'n self-deception is en dink, jy weet, ek is so oulik en wat ook al, maar eintlik is daar soveel wonde en goeters waarmee ek net nie wil deel nie. Ons moet vir Jesus begin vra en toelaat dat hy sy lig, Jesus se pragtige lig skyn op ons harte sodat sy liefde, sy aanvaarding, sy plan, wie ons is in hom, kan gesond maak en heel. Nee, Riekert, ek meen dis 'n groot amen, hy. Want anders kyk hier. kan 'n mens so maklik in 'n plek van jy bly in donkerte in daai areas. Jy kom nie in die lig en in bevryding en genesing uit nie. Ek wil met jou 100% saamstem. As jy sê self-deception, of self-misleiding, dis ons default setting. Jy moet dit net weet. Jou default setting is nie waarheid nie. Jou default setting is misleiding. So, as jy nie bedag is in jou hart voor Jesus wakker hou, sal jy inslaag in misleiding in. Dis net 'n gegewe ding. Dis net so. En die enigste een, ek dink aan daai gebed van Dawid, jy sal dit waarskynlik ken. Dawid het so 'n kosbare gebed gebid. Hy bid: Here, deursoek my binneste. Kyk of daar by my 'n weg van smart is en lei my op die ewige weg. Nou dink ek, wat 'n gebed om te bid voor Jesus, want die een wat my hart ken, ek ken nie eers my eie hart nie. Jy weet, my vrou ken my hart beter as wat ek dit ken. Nee? En sy weet nog nie eers alles nie. So, die een wat my hart ken, is Christus Jesus, in die lig van sy heerlikheid. So, om vir hom te kan sê, Here Jesus, ek is nie bevoeg om eers die geringste taakies in my lewe te kan deurvoer. Ek is 100% op U aangewese. Leer my hoe. Ek ken nie my hart nie, Here, die weë van smart in my lewe. Lei my op die ewige weg. En dan om te leer wat dit beteken. Jy sien, wat daar lê die lekker ding. Want jy is vertroud met die begrippe. Jy het dit al gehoor. Jy weet, Petrus sê, kom na hom toe en so aan, jy weet, en ons, jy kan al die goed sê, maar dit beteken jy weet wat dit beteken. En hoe om dit toe te pas. Hoe om dit te doen nie. Jy sien, en dan om te sê, leer my asseblief, hoe doen ek dit, want ek het nie 'n benul nie. En dis waar jy Jesus beleef op 'n verskriklike werklike manier. Dis so mooi, julle. Dis so mooi. Dankie, Riekert. Dis beautiful wysheid wat jy gedeel het en ek weet, Here, ek weet die Here gaan hierdie gebruik in julle lewens ewen. Ek sien die woord self-denial en dit is wat Riekert sê waar. Dit is ons default setting om almal te blame behalwe onsself, okay? Ons moet begin verantwoordelikheid vat. Ons moet begin sê, Jesus, soos Riekert gesê het, daai Psalmversie, deurvors my hart. Kyk, wys vir my, ek wil bereid wees om te sê, nie ander mense nie, wys my, help my, groei en verander. Dit is beautiful plek van bevryding en Jesus ek dink net Jesus sien soos regtig mense, hy sien sy kinders wat sukkel in areas, maar hy gaan ons nooit kan bevry uit daai tronke uit van self-denial en self-deception, as ons nie sê en vir Jesus toestemming gee nie. Okay, hy wil ons kom vrymaak, kom ons werk saam met hom. Kom ons wees net volwasse en braaf genoeg, die vrugte daarvan gaan die moeite werd wees, okay? Ek wil vir julle vra, as hierdie episode julle geseën het, julle voel sommer nou verryk, en net ryk hier binne in julle siele, julle harte. Julle kan hierdie video like. Julle kan sommer vir ons 'n stukkie kommentaar onder sit. Ek is seker Riekert sal dit ook waardeer om van julle te hoor. En deel dit met jou wêreld. Julle is baie welkom. Op hierdie platform groei ons in verhouding met die Here. Ons hou regtig daarvan. Dit is regtig 'n passie in my hart. Ek weet, Jesus het vir my gesê, my kind, help my kinders om uit te kom by intimiteit met my. Help hulle om uit te kom by daai binnekamer verhouding met my. En Riekert is net een van daai mense wat dit regtig al ontdek het. So, julle is so welkom ook om bietjie te gaan kuier by Riekert se platforms. Riekert, ek gaan nou vir jou geleentheid gee. Vertel bietjie vir die mense, waar kan hulle met jou kontak maak en waar is jou platforms? Dan kom sê hulle vir jou hallo daar. Letitia, die beste, kyk, ons het ook 'n YouTube kanaal.
Nee, maar ek wil net vir jou sê, my seun het op 'n stadium vir my gesê, pa weet natuurlik dat jou kanaal het geen entertainment value nie. So, maar ons het 'n platform kanaal waar ons oor die woord kan praat, wat kosbaar is, net soos joune, Letitia, wat so lieflik werk in die lewens van mense. En dan het ons 'n e-posadres. En die e-pos is maklik, dis besprekings met 'n S meervoud, besprekings@gmail.com. En dis maar basies dit. Dankie vir dit. Die mense gaan vir jou kom hallo sê. My pa geniet Rickert verskriklik. Hy het actually 'n paar jaar terug ons hele familie so naby geroep. Hy sê nee, wag, julle moet hierdie man kom kyk, kom luister bietjie. So jy het regtig dit was so waar toe ek het gister op jou webwerf ook raak lees. Dis rickertbotha.co.za. Ek gaan dit onder ook sit vir julle. Sien ek dit staan so mooi daar, hy het regtig 'n gawe en dit is nou obviously God se gawe aan Rickert en ek meen die Here gee vir al sy kinders gawes. So moenie jy nou luister en dink ek het nie 'n gawe nie. Iemand sê 'n paar dae terug vir my, ek het heel agter in die ry gestaan toe talente uitgedeel is en toe sê ek dit is nie so nie man, maar toe ek dit vir hom sê toe besef ek en onthou ek, daar was jare in my lewe ook lank terug wat ek ook gedink het ek het heel agter gestaan want ek weet nie wat is my talente nie. Dis net baie kere die ding. Ons het nog nie dit ontdek of gevind of regtig besef wat Jesus in ons geplant het nie, maar ek wil julle aanmoedig om dit te vind, maar wat ek wil sê is, lang storie kort, Rickert het regtig 'n gawe van Jesus gekry om dinge wat nogal diep geestelik ryk is, nê, in baie eenvoudige taal oor te dra. En ek love it. Ek eer dit in jou lewe, Rickert. Regtig, ek sê vir jou dankie vir jou gehoorsaamheid, vir jou en Pippa se gehoorsaamheid aan God se plan vir julle lewe. Ek dink julle het stories in 'n half om te vertel van julle reise saam met God en man, ons gaan julle dophou en die Here seën julle. Dankie vir jou tyd, dankie vir jou hart, Rickert. Ons waardeer dit. Dankie Letitia, en mag Jesus jou seën ook op hierdie platform waar jy werk. Dankie. Julle, ons sien julle volgende keer. Net mooi bly. Okay, baie julle.